Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou dis met leedwese dat ek verneem dat kolonel Frans Jooste van die Commando Korps gisterand blykbaar gesterf het in die Kalafong Hospitaal waar hy op borgtog gewag het nadat hy enkele weke gelede aangekla is daarvan dat hy iemand geskiet het uit noodweer. Daar was toe 'n moordklag teen hom. En intussen het die saak gesloer in die hof en het sy gesondheid agteruit gegaan en hy is blykbaar na die Kalafong Hospitaal oorgeplaas in die Pretoria omgewing waar hy toe gesterf het. Van sy familie en gaan aandring op 'n nadoetse ondersoek. Dus moet ons seker wag om te sien wat daaruit kom, maar ek het al persoonlik dink ek ervaar dat soveel mense deesdae in hospitale in Suid-Afrika sterf en natuurlik op baie ander plekke. Dat dit onderstreep net weer eens vir my watter gevaarlike land ons geword het. Ek gaan nou nog oor iemand anders ook verwys wat ook gesterf het en vir wie ek ook 'n gedig geskryf het. Dus kyk gerus na die res van hierdie video. Ek wil net weer eens noem dat ons nog steeds ons promosie op die Kreerboek het. Die skakel verskyn hieronder in die beskrywing van hierdie video en as jy daarin belangstel, kan jy gerus daarop klik en dit aanskaf. Dit gaan nie meer te lank hou nie en daar is ook nie soveel boeke meer hier by die kantoor oor nie, soos ek voorheen al genoem het. Nou terug by Frans Jooste. Ja, daar's vir my sekere assosiasie ook met die persoon na wie ek binnekort gaan verwys tussen Frans Jooste en haar, want ek was so in die 2000s, dit is nou Frans Jooste, kolonel Frans Jooste, heel flamboyante uniform wat hy gedra het. Hy het sy eie Commando Korps gestig en daar was baie jong mense wat hy opgelei het en iets van die ou militêre tradisies en opleiding van Afrikaners het hy aan hulle oorgedra en dit was ook sy ambisie om die land weer veilig te maak, sodat mense nie meer omkom in plaasmoorde en plaasaanvalle en selfs huisaanvalle nie. En as daar, dit kon 'n soort van 'n herlewing van die kommandos gewees het, dit waarmee hy besig was. En in die jare 2000 het ek hom ontmoet, juis as deel van so 'n poging om plaasaanvalle hok te slaan. Daar was 'n hele groep boere in die Noord-Transvaal wat my uitgenooi het om oor naweke saam hulle opleiding deur te maak en dan met hulle 'n bietjie oor die politiek en kultuur en al sulke dinge te gesels. Daar was ook kolonel Gideon Meyering wat daarbey betrokke was en dan die dame waarna ek vroeër verwys het, Annette Kennelly. Sy het later ook stadsraadslid van Louis Trichardt geword. Louis Trichardt wat natuurlik baie doeltreffend teen sy naamsverandering gestry het en uiteindelik in die hof, in die pel of waar ook al oorwinning behaal het sodat die dorp se naam behoue gebly het. En ek dink dit sê iets van die mense van Louis Trichardt dat hulle so kan volhard en so vasbeslote kan wees om dit wat hulle eie is te beskerm. Maar dis daar waar in daardie omgewing waar ek vir die eerste keer by een van hierdie naweek opleidingskampe vir Frans Jooste ontmoet het. En van toe af het ek hom weer hele klomp kere gesien, ook meer onlangs toe hy ook deelgeneem het aan die betogings wat daar was, so pas voor en na die verkiesing van president Trump by die Amerikaanse ambassade in Pretoria. Hy was ook daar gewees, hy het ook, sover ek kan onthou, het hy ook 'n toespraak gelewer. En hy was baie betrokke by veiligheid en by die drang na veiligheid by ons mense. En dis daarom geweldig hartseer om te hoor dat so iemand weens gebrek aan
wens die wreedheid van die stelsel en gebrek aan mediese sorg, neem ons aan, dalk is daar nog meer sinistere motiewe daarachter. Tans kan ons maar net daaroor spekuleer, dat hy dus die lewe moes laat. Hy was 71 jaar oud, en ja, dis die assosiasie wat ek nou het met hierdie groep in die Noord-Transvaal van kolonel Gideon Meyering en Annette Kennelly, wat ek het hulle ontmoet, so ook toe ek toespraak gelewer het oor plaasmoord, dit was hier in 2003 selfs rond. Dit was in die vroeë dae van die bewuswording daarvan, en ons het by die Voortrekker Monument ontmoet, sommer daar onder 'n afdak, is daar 'n paar toesprake gelewer, en ek was ook daar, en toe het ek hierdie groep mense ontmoet, wat in 'n kombi van die Trichardt afgery het, en so het ons bevriend geraak, en ek het sedertdien ook in al hierdie tye, het kere ook, soos ek sê, naweke met hulle deurgebring, en ook vir Annette Kennelly beter leer ken, wat ook tragies in haar eie huis vermoor is, op die ouderdom van 50. Nou dit is baie hartseer, my nuus van Frans Jooste te verneem, maar ek het daarom goed gedink om, terloops van die linkse kant natuurlik, Pieter de Tooy van News24, hy het 'n ruk gelede daar in 2020 rond het hy gesê, Frans Jooste, Colonel, en hy spel ook sy naam verkeerd, Colonel in the Commando Corps saying the Free State was a Boer Republic and will be again. Ja, of niks is meer absurd vir Pieter de Tooy, as daar ooit weer iets soos 'n Boererepubliek kan verrys nie, want hy is volkome in die Britse kamp. Maar om terug te keer na Annette Kennelly toe, ek is natuurlik tans, ek het dit miskien nog genoem, ek werk so 'n bietjie in 'n digbundel rondom die tema, met die titel ook, voorlopige titel Oer, en op 'n stadium het ek na haar gedink, was 'n paar weke gelede, en toe 'n gedig oor haar geskryf, en ek sal dit graag ter afsluiting van hierdie video met u wil deel. Sy is in haar huis vermoor deur 'n werknemer van haar, en in die gedig verwys ek na 'n sekere voorvalle of geleenthede wat ek saam met haar beleef het, as deel van hierdie groep mense daar in die Noord-Transvaal, wat gepoog het om die plase veiliger te maak vir die boere wat daar woon. Dus ek sal so die woorde hierso op die skerm vertoon, en dan ter afsluiting vir u dit lees. Vrou op Louis Trichardt, in memoriam Annette K. Sy het my haar pistool getoon, 'n Spaans Astrale Astra, 9 mm, dit gespan, gesê, hulle is 'n ander spesie. Sy was altyd paraat. 'n ander keer is die rotspoel waarin sy swem kunsmatig, soos haar luiperdvel bikini, waterdruppels in haar wimpers. Ons teikenskiet met AK-47's in die Bosveld. 40 grade, sy gee die water aan. Vous avez la culture des armes, swets die Franse joernaliste swetend. Om 'n kampvuur gloei ons gesigte nadenkend, glurend, soos Cro-Magnons wat naderende vyande bespeur. Dan ontspanne sing ons 'n Afrikaanse liedjie. Te laat het sy na die pistool geryk. Te vroeg is sy vergrys in haar kombuis, haar beskadigde skedel begrawe vir miljoene jare onder 'n boom, uit 'n plaasroman met 'n plaasmoord, nie ver van die dorp. Ek ontsyfer haar woorde,
soos 'n toekomstige paleontoloog die letsels van haar beendere. Dankie, en daarmee wens ek u goeie aand toe, wat vir my nie so goed gaan wees nie, want het maak my regtig hartseer as hierdie dinge gebeur. En tot volgende keer, tot ziens.